Wat is sonde? Baie mense in die lewe wonder of hierdie ding wat hulle doen, of daardie ding wat hulle doen, sonde is. En ek dink baie mense besef nie eers wat is sonde in hulle lewe nie. Baie mense lees maar nou net dit wat die Bybel dalk noem wat sonde is, en hulle dink nee wat hulle is reg, maar dit gaan oor meer as net dit. Ja, en terwyl die Bybel vir ons baie duidelikheid gee oor wat sonde is, en sekere dinge direk by die naam noem, is dit eintlik baie maklik om te verstaan wat is sonde. En daarvoor wil ek u neem na die oorspronklike woord, na die Griekse woord vir sonde. En dit is die woord hamartia. Nou daar aan die bokant sou dit nou wees presies hoe dit in die Grieks geskryf is, en onder het ek dit nou net sodat u dit nou beter kan verstaan, het ek dit nou daar geskrywe. Maar dit is die woord hamartia. So daar waar u in die Bybel lees van die woord sonde, is dit die Griekse woord hamartia. Nou die woord hamartia was gebruik in die Bybelse tyd waar mense met 'n pyl en boog geskiet het. As iemand na 'n teiken geskiet het met daardie pyl, en daardie pyl het die doel gemis, met ander woorde het die teiken gemis, of het daardie boel gemis, het die middel van die teiken gemis, dan sou die mense uitgeskree het hamartia, want dit beteken hy die doel gemis. En dit is presies wat die woord sonde beteken. Die woord hamartia beteken om die doel te mis. Nou wat is die doel? God het 'n doel vir elke mens. Weet jy wat is daardie doel? Daardie doel is dat elke mens gered moet word, dat jy wedergebore moet word, dat jy gewas word met die bloed van Jesus Christus, hy wat vir jou gesterf het aan die kruis, en wat 3 dae later uit die dood uit opgestaan het. Jy moet hom persoonlik aanneem as jou verlosser en zaligmaker. Dit is 'n wedergeboorte. En dan, nadat jy wedergebore is, wil God hê jy moet 'n heilige lewe leef. Jy moet 'n heilige lewe leef. Hy sê julle moet heilig word. Dit is God se doel vir elke mens. Nou as jy iets doen wat daardie beïnvloed dat jy dit nie kan doen nie, as jy vandag iets doen wat afbreek doen aan daardie gedagte van om vandag 'n heilige lewe te leef, as dit iets is wat jy doen wat afbreek daaraan doen, iets wat jou getuienis as kind van God skade doen, dan beteken dit jy mis die doel. En ja, terwyl ons as mense, selfs as kinders van die Here nog steeds sonde doen, is daar vergifnis. Ons moet nie daarna smag nie. Nee, ons moet smag om die doel raak te skiet. God se doel. So as jy vandag vir jouself vra, is jy skuldig of is jy nie skuldig nie, moet jy net eenvoudig vir jouself vra, is jy besig om die doel van God te mis, of skiet jy die doel raak? Jy moet 'n heilige lewe leef. So moenie sonde najaag nie, jaag God na. Soek sy woord, en hoe weet ons wat is sy wil verder? Ons lees die woord van die Here. Hamartia, om die doel te mis, moenie die doel mis nie, wandel met die Here.